Ok, en ons laaste Excel funksie, is eintlik vir my die maklikste een, dit is die today funksie. So kom ons sê ek vra nou vir jou, voeg vir my 'n funksie in Excel om vandag se datum in te sit, en hy moet outomaties opdateer. Dan gaan jy sê, is gelyk aan today. Ok, jy dubbelklik op hom, hy maak hoofletters, jy selekteer niks nie, jy tik nie in DD, MMM, niks. Jy tik jou funksie in, jy dubbelklik en jy sê enter. Nou soms in jou toets gaan hulle vir jou sê die formaat moet verander. Ek wil julle net gou weer wys wat beteken al die simbole, so ek gaan net gou behoort dokument tik. Ok, jy kan 'n screenshot vat van hierdie of maak 'n nota, ek het dit al vir julle gegee, maar dit is waarvoor al die simbole staan. So D is vir dag, M is vir maand, Y is vir jaar, en let ook op hoeveel aantal karakters elkeen is, of wat dit beteken. Ok, so 4 M'e is die volle maand. Ok, so kom ons gaan gou terug na hierdie datumpie toe van ons. En kom ons sê, ek sê vir jou, hy moet in die formaat II, koppelteken, MMM, koppelteken, DD wees. Nou weet jy, ok, so daar moet staan 25, koppelteken, wat se maand is ons in Oktober, so OKT, of in Engels is dit OCT, en dan koppelteken 20. Nou gaan ek hier, by my number groups, drop-down list, en jy kan hier gaan soek, maar gewoonlik as hulle vir jou hierdie formaat gee, moet jy na custom toe gaan. Hy gaan reeds vir jou 'n paar opsies daar gee. Let ook net op, al tik jy dit so in, gaan jy nie jou volle punte kry nie. Hoekom? Want hulle gee vir jou hierdie formaat met koppeltekens. So in plaas van jou skynstrepe, gaan sit jy koppeltekens in. Let ook op hoe jy nie hierbo kan tik nie. By die sample wys hulle net vir jou hoe die datum gaan verskyn. Alright, so dit is jou today funksie en hoe om hom te formateer.